is die eerste keer wat my sien? Kan jy vir jou hand opsteek? Want die is een paar van julle, ne? Ok, prijs die Here. Alright, ek is Pieter, ons is van Haarlem Christen Beskou Kerk. Ons het vanaf julle bietjie kom bedien, as het reg is met julle. Mag ons mag. Die woord van die Here en ook minister as paar mense wat hier staan en ons gaan, ek weet vir julle sê is, as ons vandag, is het okay die speaker? Op die geval aan my, is het okay? My woord. Ek wil net vir julle sê vandag is, moet nie laat die kans voorbij gaan, wat vandag hier is. Okay, ons bedien baie diep. Ons bedien baie, ek dink van julle ken ons al reeds. En baie van julle weet ook wie ons is. En die wat nie ken nie, moet nie stress nie, okay. Ek wil net vandag met julle kom en julle harte vir Here alles kom gee vir hom en kom skoonmaak en kom oopmaak. Ons gaan ook julle bedien met die nagmaal. Wat is die nagmaal se eers? Op die stoel. Okay, daar sy. So ons gaan vandag nagmaal bedien op 'n ander manier. Ek gaan nie voorstaan en julle gaan vat nie. Julle gaan vorentoe kom, een by een. En ons gaan nagmaal so bedien vir julle. Die krag en bloed van Jesus Christus vandag in julle vandag lewendig word. Kyk. En as ons hier staan, gaan die span ook hier so kom staan en ons gaan begin vir julle minister ook. Kyk. As het reg met julle. Ek gaan so op ons gebed, dan gaan ons lekker opstaan en die worship doen, maar ek gaan ook vir julle vandag verduidelik hoe werk die geestelike reis wat hier op is. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Kijk. En ja, dit sal wonderlik wees. En dan is daar die loopwater is daar, die wat opgeloop word. As die Heilige Gees vir jou sê, ongelukkig baie van is al reeds geloop. Maar als dit een persoon, maak nie saak. Elke keer wat ons hier so is, en baie van julle mense, ken ons nou baie daar harte weer vir Here gegee. En ek kan sien hoe die Here met julle gewerk het. En in die harte. Ek is regtig baie trots op julle. Geef jouself hande, 'n lekker hande klap. It's amazing om te sien hoe die Here se Gees begin werk en hoe mense begin vrug dra vir sy koninkryk. So, die bedieningsspan is hier. As jy wil counseling hê ook na die diens, hulle is hierso. En hulle weet wat om te doen. En maak seker dat jy kom en hulle toe kom en alles vir hulle kom sê wat ook in jou hart is, wat vandag jou weerhou van die Here af. Ek weet hier staan baie seer, gebroke harte. Ek hoor nou my gees, verbryselde hart. Verbryselde hart. En ek weet die Here wil elke van julle kom en haar hart van julle kom gesond en heel maak. En ek weet van julle het gekom van 'n plek af wat miskien nog nie bevoorreg is soos ander mense. Maar weet jy wat, die Here kan dinge nog verander in jou lewe. As jy my toelaat. Okay. En die Here wil dit kom doen vandag. Met sy bloed en ook met die Heilige Gees. Dit is wat hy kom doen. En die Here, so die span is hierso, hulle moet net self indeel in spanne in. Ek het nie julle ingedeel in spanne nie. Deur julle lei. En dat julle miskien spanne inkom en dat hierdie mense vir julle kom. Twee mense, een persoon op 'n slag en hulle sal julle bedien. Okay. Maar ek gaan eers eers sulke goedjies eers klaar doen en seker maak dat ons eers ietsie verstaan. En ek wil dit oopmaak met gebed. En dan kan ons ek weet gou hande swaai julle. Ek weet nie gewees en wie's nie hierso.
Ons gaan bid vandag vir siekes wat gesond, vir siekes. As jy siek is, wat ons bid vir jou. Bid vir almal goed, okay? Dalk siek in die hart. Dit kan ook wees. Maar die Here se bloed en sy gees is so wonderbaarlik. Okay. Alright. Sy nou so sit. Okay. Alright. Kom ons maak toe die oë. Laat ons bid en rekord jy my. Hallo. Maak die saak nie. Alright. Here Jesus, Here, ons wil U naam kom verheerlik en eer, Here. En Here, ons kom vandag en ons kom gee hierdie dag vir U. Dankie Here Jesus dat die bloed van Jesus Christus elke persoon vandag sal kom aanraak en elke persoon sal kom verander. Here Jesus, ons loof en ons eer U wat al reeds besig is om ons lewens te doen. En Here, ek bid vir die wat al U reeds ken om hulle verhouding met U te verdiep vandag. Ons loof U my koning, ons eer U en ons bid Heilige Gees dat U die werk kom doen wat U wil kom doen vandag. In Jesus se naam. Amen. Amen. Ek het nou my is my Bybel in my bakkie, ek moet net gou kry asseblief. As ek het aan 'n Bybel. Dit is so 'n sakkie. Daar sy. Jo. Ek het nie notas nie. As ek uitreik het ek nie notas nie. Ek is hier in my lyf. Dankie. Maar dit nog twee goeie wat ek moet doen. Baie. Dankie my nog. Okay. Ons het julle Bybels ook gebring. Die wat Bybels kort, die kort Bybels. Jy moet eerlik wees, as jy klaar Bybel het, moet jy nog 'n Bybel vat. Die kort Bybels. Enetjie, okay. Ons sal miskien, okay. Ons het Bybels gebring, want dis hier, ek weet nie waar dit is nie. In die bakkie, okay. Ons sal gaan nou gou. Alright. Ek wil gou met julle iets mee deel vandag. Mag jy hom nie uitkom. Right. Geen probleem. Lukas 15. Wie ken vir Lukas 15? Vers 11. Hulle is skoon anders. Dit is allemaal like anders. Ek herken jy nie eens meer. Alright, kom ons bid gou. Kom ons lees gou. Die gelykenis van die verlore seun. Julle ken seker hierdie gelykenis. Die gelykenis van die verlore seun. Ken julle hom? Ek weet nie vanaf julle sê, die Bybel sê vir ons vers 1, hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Hallo Renier, kom hier. Goed om jou te sien. Ek moet eers 'n yskas regmaak op die plaas. Geen probleem. Julle. Man het 2 seuns gehad, vers 11. Okay? Nou wil julle hoor is, daar's eintlik 'n, ek weet staan vir die skade weer. Daar's eintlik 3 seuns hierso. Besef julle dit? Is die Bybel verkeerd? Nee, hy is die seun. Hy is nie verkeerd nie. Wie is die derde seun? Hy vertel die storie. Wie is dit? Jesus. Jesus vertel die storie. Die pa kon die storie vertel nie, want as die pa het vertel het, sal niemand hom geglo het. Maar Jesus vertel as 'n seun van sy pa en sy vader. Wat ek vir julle sê. Vandag sê hy, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir die vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna het die jongste seun alles mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkwis deur ons bandig te wees.
En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy op by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Die ons is die varke hier. En hy het verlang om sy maag te vol met pele van varke eet en niemand het aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader tot oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het teen u gesondig en die hemel en voor u. En ek is nie meer om werd om die seun genoem te word nie, maar my soos van my huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was, het hy vader hom gesien en het jammer gekry, gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en die eerste keer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trekgoed aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons dit eet en vrolik wees. Hierdie seun van my was dood en ek het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. Julle ken hierdie storie, né? Baie, baie goed. Ek sê nie vandag julle is die verlore seun. Ek wil praat oor die ander seun wat reeds in die huis is. Hier kom hy nou, vers 25. En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag en hy hom gesond teruggekry. Hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader was toe uit en smeek hom. Hy antwoord en sê vir die vader, kyk, ek dien u so baie jare en het nooit die gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u met hoere deurgebring het, u het vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my. Al wat myne is joune. Dit is wat die Here vandag vir jou wil kom sê. Alles wat syne is joune. Ek het baie van julle al reeds hierso. Baie van julle al reeds hulle harte vir Jesus gegee. Maar wanneer gaan ons begin opstaan in dit wat ons gekry het en begin nie leef soos 'n slaaf nie, maar begin leef soos 'n kind en 'n meer erfgenaam aan Jesus Christus. Jy is met my. Baie van ons wat hier so sit, dink ons is nie goed genoeg om na Here te kom nie. Die Engelse woord sê, we are inadequate. Wat is die regte Afrikaanse woord vir dit? Inadequate. Onbevoeg, daar is hy, hoor nie prachtig in die Engels nie, die Brits. Onbevoeg, baie van julle voel onbevoeg om voor die Here te kom. Hoekom is dit so? Hoekom denk jy is dit so? For some reason, I feel like we don't feel like we're ready, but we are ready. He takes us as we are. Yes. And for that, we are good enough. Yes. We don't feel we are good enough, but we are. We should know that we are good enough. We should tell ourselves we are good enough. Exactly. Jy is onbevoeg. You are in, I said in English for him and for the other. It's alright. You mag maar. You're feeling inadequate. Why are you feeling inadequate? Because you start to look at yourself to come to Christ. When you are, jy voel onbevoeg omdat jy jouself kyk. You're not happy. You should prefer than you. Jy moet na Christus kyk, wat hy vir jou kom doen het aan die kruis. Dit is die verskil. En dis ook vandag ons nagmaal gaan hê, om dit vas te maak. Ons gaan nagmaal vandag op 'n ander manier doen. Bedien. Ons sê elkeen bedien om nagmaal te vat. Broodjie eet, te drink. Ons bid dat die krag van Jesus Christus, die bloed van Jesus Christus vandag in jou bewaar word. Om as 'n kind vandag. En dan ons minister vir jou wat los het. So almal wat hier so sit, geef almal 'n gelyke kans. Ons gaan nie op mekaar praat om iets nie. Ons moet maar dit doen, né? Fyn. Maar voordat ek wil
kom, wil ek eers jou journey vir jou duidelik, as 'n Christen. Mag ek dit maar doen? Ons moet vandag as seuns kom. Hoe word mense seun? Word mense geseën? Nee, 'n seun. How do you become a child? Of God. Not of God, of anyone. Hoe do I sien jy? Hoe het jy in die wêreld gekom? Ons wil nou nie ons biologies net reg wees, maar nie lelike dinge sien. There was a man and a wife, and he was born out of the woman, am I correct? You only become a child of God if you are reborn out of Him. Verstaan julle dit? Jy word nie 'n kind van die Here om elke keer hierdie Sondag hier te sit nie en 'n liewe Jesus sê, Here, hier is ek nou nie. Of Bybel te lees nie. Jy word 'n kind van die Here omdat jy in sy naam glo en sê, Here Jesus, U is my saligmaker en verlosser. Ek neem U aan as my saligmaker en verlosser. Then you are reborn. There's no other way. Jy word wedergebore, sê die woord van God. So om 'n seun te word, moet jy eers dit gaan doen. Ons gaan begin daar, vir die mense wat vandag, miskien soos die verlore seun wil terugkom. Dis Here, hy wil vandag weer terugkom. Ek gaan nou vir julle kans gee. Dat julle elkeen 'n klippie optel. Julle gaan 'n klip optel. As my klipper binne. Net mekaar gooi nie. Onthou net, as ons nagmaal gebruik, it's Holy Communion. Jy kan nie vir jou broer kwaad wees en gemeenskap en wat nagmaal hê. Maar die Bybel sê vir ons, as baie siekes tussen julle, is omdat julle hart nie skoon is nie. Moet die kwaad in jou broer het. Ek sê dit vir jou sê, moenie nagmaal gebruik nie. Maar vandag gaan ons na die Here toe kom, dis omdat hy kruis gebring het. Jy gaan 'n klippie vat, die Here weet wat in jou hart is, en jy gaan kom en sê, Here, hierdie sonde wat ek het, want vandag, die bloed van Jesus Christus is groter as daai sonde. Die gehoor wat ek vanaf vir jou sê. Die bloed van Jesus Christus, the blood of Jesus Christ, is bigger than your sin. It's bigger. And we need to start to live a life and to get the fear of God, die vrees van God in ons harte. Nou is julle stil. Die evangelie is gemaak om jou vlees te kruisig. Jy moet begin rondskyk in julle stoele. Dit moet nie gemakkelijk maak. It's not here to satisfy your flesh. It's to satisfy your spirit. Amen. Because the Spirit goes with us. We don't grow the body after. Yes. The soul goes. Yeah. The soul leaves your body. So, what I want to say to you is this today. I'm going to give you a spiritual journey. Ek het net die grondslag gelê. You only become a child of God because of birth. And you stay in a child of God because as daai kindjie iets verkeerd gedoen het. Seer kyk vir my. As hy iets verkeerd gedoen, wat is jou naam? Wat? John Drey. As John Drey, wie se ma wie is? Hoe as jy die pas kies? Nou, John Drey, jy het iets verkeerd gedoen het. Wat gaan doen jy? Nee, ons kan dis nou vir ons kom sê hierso nie. Ek gaan sien my oupa. Sê my oupa. Dis sy oupa. Is dit lekker om oupa te gaan sien? Is dit lekker? Hy gaan na sy pa toe. Sy pa vergewe hom. Dis reg. Ek hoop jy doen dit. En hy sê seun moenie worry nie, dis oukei. Dis wat jy moet gaan doen. Oukei. Nou ek gaan nou vandag met julle praat. Hoor, waar is die kruite hierso? Ek het kruite ook, ek dink is in my sakkie, sorry, ons kom so opvat hierso. Ek kan almal sien, die ou mense sien hierso. Okay. Op bladsy nog hierso. Ek het al so baie geskryf. Kom ons skryf hierso op. Ek het jou Bybelsak. Ek het in jou Bybelsak. Bybelsak, okay. Pas, hierso is dit. Skies.
Alright, kom ons gaan vir volgende. Luister hierso nie, dit is in my sakkie daar so in die, ja, hy is daar hier. Die pen is hierso. Daar is hy dan. Alright, die wat jy kan sien hierso nie, hoe staan het op so'n manier, wat jy kan sien. Kijk hierso. Ek gaan vandag nou vir jou gou teken. Kyk. Wat stel hierdie voor? E. Weet julle? Not enough. It means Egypt. Egypte. Ons het vandag journey saam met Israeliete. Kijk, julle weet wat hulle gebeur het, né? Hulle was in slawerny gewees. Wat beteken hierdie? We all are born in sin. You are a slave to sin. As jy mense ons moet verstaan, die sonde beteken die dood. As jy hier gaan bly, gaan jy nie maak nie. Jy gaan geoordeel word. Verstaan julle dit? Wat het toe gebeur met die, daar was ons 10 plae gewees, kan jy onthou? Kan jy onthou nog, die storie? Dat is die boek van Egypte. Egypte means Exodus. Exodus beteken to exit. That's what it means. You need to exit Egypt. Dat slavernij is. Hoe kom ons hier uit? Ok. So, daar was ons 10 plae gewees, kan jy onthou? Die 10 plae. Wat onthou? Nee, 10 commandments, 10 plagues. 10 plagues. Oh ja, the plagues, of course, yeah. Yeah. Lost in translation over here. So what happened was this. The 10th plague was, I need to take the lamb, I need to slaughter it, and then I put it on my doorposts. Right? And then the death angel came past, and he passed over judgment. It doesn't matter who's inside of the house. Maak nie saak wie in die huis is nie. Dit gaan maak saak wat die bloed van Jesus op jou deurkosyne is. Wie is die lam van God? Jesus. En die bloed van Jesus, toe jou hart vir Jesus gegee het jy die bloed op jou deurkosyne kom sit. En nou kom die death angel verby, oordeel eendag, and you pass over judgment. So, jy moet eerstens, kyk vir my, almal van julle, gedoop word deur die bloed van Jesus. Dit is wat nie gebeur het. Jy moet hom aanneem as jou saligmaker verlosser. Nie net weet van hom nie, jy moet hom ken, geloof hom in jou hart. Sê, Here Jesus, ek is 'n sondaar. Vergewe my. Want ek kan nie hierso bly nie. Jy moet uitkom hierso. Dit is wat ek vir julle sê. Jy kom net uit deur die bloed van Jesus. Verstaan julle nou? Ja. Nou as jy nie seker is op vandag of jy die bloed van Jesus geapply in jou lewe nie, is vandag die tyd om te kom. Ek wil 'n geleentheid gee vir mense. Weet jy wat, nee? Die eerste keer ons hier was, prys die Here. Baie van hulle het vorentoe gekom. Half van die kamp is daar vir Jesus gegee. En nou, almal van hulle is gedoop omtrent. En wat gebeur toe? Hulle het ons toe deur die Rooi See beweeg, is ek reg? En hy het oopgegaan. Is ek reg? Ek gee reg om of jy glo of nie glo nie. Wat stel dit voor? Doop. Waterdoop. Yes.
Nou boeie. Yes. So wat gebeur nou? Die rooi see loop gegaan, dit is waterdoop. Dis die tweede doop wat jy moet kry, bloed en water. Dis reg. Jy is nog met my, né? Toe die see toegegaan, en al die Egiptenare is toe dood hierso. The Lord will come and rescue you from your enemies. Mense, is hierdie, dra dit vrug in jou lewe. Vra jou, want baie van ons is nou hierso, ons is nou in die wildernis area. Ons is daar. Maar baie van ons is harte en gedoop. Maar ons lewe of ons nog steeds Egiptenare is, of steeds in slavernij is. Sonde heers nog steeds oor jou lewe. Ek wil ietsie vir julle vandag sê, ek gaan nou miskien vir julle skop. Paulus het die evangelie geskryf, die Nuwe Testament, nie vir ongelowige mense nie. Hy het vir die kerk geskryf. Jy het geweet? Not one of his letters, kyk vir my, not one of his letters is for the non-believers, it's for the believers. And he said, the wages of sin is death. Mense, dis ook vandag in 'n klipie gaan optel. Jy kan nie meer lewe sê Jesus, dis ook so die verlore seun gelees het vandag. We look at the parable of the lost son. Hy lewe soos 'n slaaf voor Jesus. 'n Slaaf weet nie wat sy meester gaan doen nie. Jy vandag lewe soos 'n seun of 'n dogter. Nou is jy stil. Nou kyk jy op my baie van. You cannot come and still have this in your heart, this rock in your heart, and say, I'm a reborn child of God, and still go and have sex with someone. Hy was een keer by 'n begrafnis gewees. Die ou het sy vrou doodgeskiet, hy het sy homself doodgeskiet. En almal kom voor te sê, weet jy, ek hoop hy geniet homself in die hemel. Hy is in die hemel nie, man. Hy is nie. Hy is nie. Nee? He's not in heaven for good reason. You understand that? The wages of sin is death. Mense, vandag het jy iets in jou hart. Julle moet begin klaarmaak daarmee. Ons kan nie meer met sonde ons lewens loop nie. Ja, die Here is genadig. Ons kom met hierdie pragtige boodskapies. Maar dan gaan die predikante weer weg en alles val weer terug soos normaal. Nee! Vandag gaan jy opstaan. Jy gaan begin vir Jesus volg met alles wat binne jou is. En as jy fout maak, gaan jy jouself doodkleer met bloed van Jesus Christus. En jy gaan vir Satan gaan opstaan en hom sê, get away from me, Satan. By dit daas in jou hart kom. Nie meer nie. Nie meer nie. Ons is van die krag van hierdie woord weg. We take away the power of the gospel of Jesus Christ if we continue in our ways. Sorry, ek begin nou waar. Ek sê vandag met julle beklein nie, ek vandag met julle boodskap te gee. Julle weet nie met wie julle speel nie. Mense maak vandag reg. Kom ophou kom met hierdie larie dae boodskapies. Die Here is lief vir jou, hy is lief vir jou. Hoe bewys sy liefde vir jou? Deur sy seun van Jesus Christus. Hy het niks meer vir jou gegee nie. Niks meer. It's enough. Guys, we need to come and be honest with ourselves today, in our hearts. Eerlik is in ons harte, wat gaan aan? En vir hierdie kruis wil lê, dis Here Jesus. Ek wil U volg. Ek wil 'n gebedslewe so met U elke dag hê. Ek wil die woord van God elke dag met U lewe. Here, ek verstaan nie, my help my om te verstaan.
Toe ek daar vir Jesus gegee, ek eens geweet, waar is Romeine nie, ek was by konings. Hy het geweet as in Nuwe Testament, Ou Testament nie. Hier staan ek vandag. Die Heilige Gees gaan vir jou openbaar. Amen. Die Heilige Gees gaan vandag vir jou openbaar. Nou is jy in die wildernis. Wat gebeur in die wildernis? Dit is 'n testing period. Dit is 'n tyd van toetsing vir jou. Nou iets vir julle sê, en sommer vir al die hypocrites bespoke mense wat ook hier so is. Jy is nie hier op aarde om 'n goeie lewe te lei nie. Get over it. Jy is hier om soos Jesus te word. That's it. And today, if we come and make a choice, we're going to do it for Christ. Nie vir iemand anders nie. Jy doen nie vir jou man nie, jy doen nie vir jou vrou nie, jy doen nie vir jou kat nie, jy doen nie vir jou hond nie. Jy doen dit vir hom. Dan nog met my. Ons bevryding laas gedoen. As jy kom met bevryding, vir heaven's sake, nie alles is altyd 'n demonie. Dit is hierdie ding, crucify you, the flesh, om nee te sê. As jy probleem iets in jou hart het, gaan vas, sodat jy oorwinning daar kan kry. Almal wat jy sit, het 'n probleem, ek weet dit, maar wat doen jy om teen daai probleem? You need to come and he will give you the Spirit of the Lord to come and give you something new. Jy is in die wildernis nou, wat gebeur hierso? Jou vlees moet doodgaan. You need to crucify your flesh and live through the Spirit. Wat is die tweede ding wat moet gebeur? Jou geloof gaan getoets word. Jou geloof need to verdiepen. Faith will be tested. Yes. And the third thing is, jy moet begin tyd saam met Jesus spandeer. Devotion. What happens then? There's another. What happened to the Israelites? They put the Ark of the Covenant in here. And it opens up again. And you're coming into the promises of God. That is what His plan is for your life. But to get there, you need to go through the whole process. You need die hele proses gaan. Ek moet praat in Engels, ekskuus. Jy moet die hele proses gaan. Dit is waar die Here Goes laat val het. Dit is ook waar wat giants is. Want jou geloof hier moet dit gaan oorwin. Dit is waar die Here vir jou 'n belofte het oor jou lewe. Elkeen wat hier sit, het 'n belofte van die Here in hulle lewens. Die groot ek vir vandag sê. Elkeen van julle. Ons gooi ons, dit is wat ek bedoel van, ons gooi ons inheritance weg. Ons gooi ons inheritance weg. Omdat ons nie in geloof verdiep en in die vlees nog steeds lewe nie. En die sonde trek ons weer terug. So baie van ons is gered, gedoop vandag. But we're still living as slaves. Ons verstaan wat die bloed van Jesus met ons gedoen het. Ons vrygemaak en vrygekoop het. Jy is nie arme sondaar wat die genade van die Here gekry het. Jy is 'n bloedgewaste kind van Jesus Christus. Leef so. Leef so. Julle met my. Dit is wat die bloed met jou kom doen. Ek gaan nou vir die 7 vers lees wat die bloed met jou kom doen het. Die dag gaan ons gemeenskap, communion hou, dat ons julle bedien. Is reg met julle? Nou maak jy van julle hoor. Maar voordat ons doen, voordat jy daai bloed en daai broodjie vat, jy moet seker maak dat jy nie kwaad in jou hart het in jou broer nie. So jy moet vergifnis vra. Mans met jou vrouens. Vrouens met mans. En die tweede ding is ook dit. Jy moet seker maak dat jy vir Jesus Christus aanvaar as 'n saakmaker verlos.
dan kan jy dit vat. As ek dit nie vat. Okay. Is julle met my? So what I want to do today is die volgende. Die Here, julle moet verstaan, Here is verskriklik lief vir julle. Hy wil julle nie los, dis wat julle is nie. Hy wil daai gebrokenheid in jou hart hê nie. Want hy sien nog reeds waar jy moet wees, en jy is nie daar nie. En hier is nie om heeltyd te perform nie. Jy moet daagliks saam met Jesus staan. Dis al jy moet doen. Dan gaan jy hier uitkom. Eventually. Julle is met my. En dit is nie 'n sig nie van it is baie maklik. It is very easy. It is very, very easy. Do you know why? Because you do it through the power of the Holy Spirit. Want die derde doop wat hier kom, is die Gees van God, wat op jou kom. Jy gee jou hart vir Jesus, die Heilige Gees kom woon binne jou, maar dit is die Gees wat op jou kom, om vir jou krag te gee, om die werk te kan doen van die Here. Jy hoor wat ek vir julle sê. Is jy gedoop in bloed? Het jou hart vir Jesus gegee? Is jy gewaterdoop? Daar's 'n paar nuwe mense hierso. Ek weet nie of hulle gewaterdoop julle wel is nie. Handelinge 2:38, die Bybel is hierso. Sien, kom jy staan vir ons hierso voor. Kom lees ons lekker hard wat sê Handelinge 2:38. Dan kom die Bybel erin as dit 'n verkeerde Bybel vandag. Handelinge 2:38. Jy is die pastoor nou. Luister na hom. Handelinge. Matteus, Markus, Lukas is geen is Exodus Handelinge nie, maar bepraat. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is dit is ook by. 2:38. Hoor wat sê die seun. Toe antwoord Petrus hulle: Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Baie eenvoudig. Bekeer julle en laat jou gedoop word. That's it. Jy hoef nie eens jou hart vir Jesus te gee. 5 jaar nou hoe jy voel, dan kan jy jou hart vir, dan word jy gedoop, en dan 15 jaar later, dan kom die Heilige Gees op my toe kom. Waar staan dit? Blood, water, spirit. Daar's 3 getuienis. Bloed, water, gees. In die aarde wat getuig. Ek kan my gaan toets wat so staan. In Johannes 2 Johannes. Ek is staan geskryf in Johannes. In Johannes 2 Johannes. En daar's 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Seun en die die Vader, die Woord en die Gees. Wie is die woord van God? Jesus. Jy sê jou hart vir Jesus gegee, maar lees jy hierdie? Lees jy dit? Verstaan jy wat jy lees? Prys die Here. Prys die Here. As enigiemand is vandag, of julle graag bedien, elkeen van julle. 'n Paar nuwe mense, hulle dink seker nie, wat se persoon is die wat hier na ons kamp hier laat kom. Ek is straightforward. Ek sê dinge soos dit is. Julle ken my naam nou reeds ken. Ons vandag moet ons lewens regmaak voor die Here. Ons kan nie meer. Ons is vrygemaak deur die bloed van Jesus Christus. Ons gaan leef so. Wat ons ophou is 'n slaaf leef voor die Here. Okay? Ek wil elkeen van julle vinnig opstaan. Dan kry jy 'n klipie daarso. Of 'n klip hierso. Kry jy 'n klip. As daar groot sondes is, kry jy 'n massive klip. Help me man is hierdie man. En ek wil julle gee.
Ek het so 'n massive rots nodig. Ek maak nie om van sleep by die veld uit. Beteken ek is die pastoor, alles maak nie door met my nie. Maar ek verstaan die. Ek voel adequate om na Jesus toe te gaan. Weet jy hoekom? Want ek doen dit nie myself nie. Ek kyk myself nie. Ek kyk na Christus. Wat vir my kon doen om die kruis. Hoe is hierdie klip dra? Kyk, prys die Here. Dis eintlik sonde hoor. Kyk, somebody came for like that. Ek maak dit 'n grap. Ek maak dit 'n grapie. Oh nee, hierdie is nie. Jesus. Te veel papiertjies. Ek wil vandag voor ons wie van julle, kan iemand vir my gou, ek gaan klop mense kry uit wat vir ons versie gaan lees. Wie wil vir my Efesiërs 1:7 lees gaan? Ek kom gou ja. Efesiërs 1:7. Iemand vir my gou kom vorentoe kom. Efesiërs 1:7 en die volgende slang gee 1 Johannes 1:7. Kom jy gou vir ons vorentoe? Dis 'n klomp pastore hierso, né? Kan iemand van Jesaja 61:10 lees? Jesaja 61:10. Ja, maar wag net eers, ons is almal iets mekaar kry. Efesiërs 1:7. Kry jy nog daarso? Jesaja 61:10. Wie gaan dit vir ons nou kom lees? Kom jy net vir ons dan as jy het die Bybel kom voor. Die Bybel het, nou gaan die mense weer die Bybel saambring. Iemand Hebreërs 13:12. Wie kan ons vra? Can you read for me Hebrew, ja, sien Afrikaanse verskil. Kan iemand vir my Hebreërs 13:12 lees? Dat is het. Dis oké. Hebreërs 13:12. Volgende. Johannes 6 vers 53 tot 57. Johannes 6, jy nou 4 versie, sorry daaroor. Johannes 6 vers 53 tot 57. Wie gaan dit gou lees? Wie gaan ons gou lees? Okay, as hy. Johannes 6 vers 53. Dan Hebreërs 12 vers 22 tot 24. Wie gaan dit lees? As hy, prys die Here. Kom. Ons is 'n plek vir die woord van God. Vers 53 tot 57. Ek gaan hier so staan net voor julle en almal kyk vir my. Kom. Hebreërs 12 vers 22 tot 24. Hebreërs 12 24 lees, né? Okay. Hebreërs 12, dan jy is die laaste in Hebreërs 10 vers 19. Ja. Nee, jy. Hebreërs 10 vers 19. Hebreërs 10 vers 19. Hebreërs 12 2 tot 24. As jy Afrikaans Engels? Ja, maar wat is die Bybel? Afrikaans, prys die Here. Okay. Nou gaan ons. Ek verduidelik nou vir julle deur julle eie mense wat is die krag van die bloed van Jesus Christus. And then you start to demonstrate it in front of you. That we start to live here in die Here. Verstaan ek wat ek julle vir julle sê? Wie gaan vir my Efesiërs 1:7, as jy jong man? Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Okay, wat sê dit vir jou? Dit sê ons sal vergewe word deur Ons oortreding ons verlos met die bloed van Jesus Christus, al ons oortredinge. Jy staan met hierdie gedeelte, jy is verlos daarvan. Dan gaan jy terug soontoe. Okay, jy kan gaan sit. Baie dankie jong man. So daar is redemption. Volgende ene. Yes. But if we are living in the light, as God is in the light, then we have a fellowship with each other. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Die bloed van Jesus gaan jou aanhou kom vergewe en skoonmaak.
If you in fellowship, jy kom kerk toe, en jy loop in die lig. Jy loop in die lig. Jy volg vir Jesus, in ander woorde. Okay. Then the blood of Jesus comes and cleans you. Alright, volgende. Dankie. Jesaja 61 vers 10. So daar's cleansing van die Here vir jou gee. Cleansing. Die volgende. Justification. Jesaja 61 vers 10. Jesaja 61 vers 10. Jesaja. Ja, Hebreërs is Jesaja, né? Ja, Ou Testament, profete. Moenie worry as jy die Bybel nie ken nie. Maak glad nie saak nie. Jy gaan nog meer ken. Vandag is die dag. Iewers moet elke persoon iewers begin. Of 22-24. Of 20-24. 61 vers 10. Jesaja 61 vers 10. Ons staan nog hierso. Hebreërs 13 vers 8. Jesaja 61 vers 10. Amper daar, amper. Yes. Staan daar, staan hier, amper soos yes. Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my bekleed met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Toe die hart Jesus gee, dit gebeur. Jy is in die mantel van geregtigheid gewikkel. Jy kan nie meer na jouself kyk nie, jy kyk na Jesus. Nou hoekom het ons nog steeds hierdie mindset? Hoekom? Waarom? Jy is 'n koningskind. Right. Ja, Pieter, my verstaan nie. Nee, ek verstaan. Juis, want ek verstaan die bloed van Jesus Christus. I understand what he did for me on the cross. Okay. Hebreërs 13 vers 12. Jy nie. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buite kan die poort gelei. Yes. Die bloed van Jesus besig om jou te heilig en te reinig. Die bloed van Jesus besig om jou te heilig en te reinig. Right. Volgende, Johannes 6 vers 53 tot 57. Ja, Johannes. Ja. Lees vir my, lees eintlik net vir my vers 57, hoor. Of nee, lees, sorry, 53, sorry. Net 53. Ja, tot 57. Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom in die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Ja, daar's lewe in Jesus se bloed. Jy lewe in hom, hy lewe in jou. Okay, laaste ene, of second last one, Hebrews 12, 22-24. Hebrews 12, vers 22-24. Julle manne is al lang, so shame. So look here, Mike. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to the place where thousands of angels have gathered to celebrate. You have come to the meeting place of God's firstborn children. Their names are written in heaven. You have come to God, the judge of all people. You have come to the spirit of good people who have been made perfect. And you have come to Jesus, the one who brought the new agreement from God to his people,
greater things than the blood of Abel. Die bloed van Jesus is besig om vir jou te intercede. Daar is intersessie reg nou vir jou. Daar is intersessie. Laaste een, sorry dat jy onder die moes geslaan, Hebreërs 10 vers 19. Dit is ek op die laaste en die belangrikste. Hebreërs 10 vers 19. Hebreërs 10 vers 19. Dit is. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n wet wat nie is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Amen. Wat 'n powerful scripture. Jy kan kom na die Here toe. Nie deur jou nie, deur die bloed van Jesus. So ek sê vir jou, Vader, kom na U toe. Deur die bloed van Jesus Christus. Dit is dit. Ek wil hê, dalk in 'n klippie. Mense, ons kan nie meer so lewe nie. Ons moet vandag, jy kan 'n besluit maak om deur die krag en die bloed van die Heilige Gees en die bloed van Jesus Christus vry te kom. As jy hierso sit, jy het seer in jou hart, hier is counselors vandag wat na jy kan gaan na die tyd. Na ons nagmaal gebruik. Die wat gedoop word, van doop. Die eerste wat nog gedoop word vandag. Prys die Here. Amen. Hey? But you can baptize also before that already. Praise the Lord. There is someone today who needs to become right with Jesus Christ. Jy weet nie of jy jou hart regtig vir Jesus gegee het nie. As enigiemand so weet, dis wat Jesus sê. Dit is nou die tyd om reg te maak vir Jesus. Niemand kyk vir jou nie, maak nie saak nie. Jy moet nie worry oor nie. Jy hoor nou die Heilige Gees sê vir jou, staan op en kom, staan op. Of moet jy weer kom reg maak by die Here? Dit is enige iemand so iets, iemand. Die Here kom roep jou vandag. Is daar niemand van julle so nie? Daar is 'n paar, kom op, ek weet. Dit is nie net tyd om skaam te wees nie. Dit is nou die tyd wat Jesus vir jou sê, jy weet nie wat vanaand gaan gebeur nie. Jy weet nie wat vanmiddag gaan gebeur nie. Jy weet nie wat môreoggend gaan gebeur nie. Dit is nou die tyd dat Jesus Christus vir jou wag en kom reg te maak met Jesus Christus. En jou hart vir hom te kom gee. Ons gaan jou nie embarrass nie. Met vorentoe kom as die Here, ek aanvaar vir Jesus as my saligmaker en verlosser, kom woon in my hart. Dis die beginpunt. Dis die begin waarvoor Jesus het vir jou gesterf in die kruis. Dat enige so iemand hierso. Steek op jou hand asseblief. Amen. Amen. Al dat. Wie is daar nog? Is daar nog iemand? Nou die baan oop is. Dankie Tannie. Ek weet. David, yes. Maar vir vandag, vir hemelsnaam, gee ons al hart vir Jesus en dan ons vervolg. Kom hier na toe. Almal van julle wat die hart vir Jesus wil gee, kom hier na toe. Dit is die derde keer ons al hier so is. Kom vorentoe. Ek praat nie nou van iemand wat nog nie seker is. Jy weet of jy is nie seker nie. Jy weet nie hoe jy moet gaan nie. Die blou en jy nie op brand opgesteek. Ek moet net reg maak met die Here. Ek moet maak reg met die Here vandag. Maak reg vandag met die Here. Staan vas. Maak reg vandag met die Here. Spaar vir hom te reg maak met die Here vandag. Prys die Here, kom vorentoe. Kan jy nagmaal gebruik. As enige iemand, ek leer die fondasie nou, so nou by die, ja, dan nie kom. Is daar enige iemand wat vandag hier so sit, wat ook al een persoon wat gedoop word, is jy, ne? Is jy, skies. Moet julle gedoop word,
julle gedoop. Prys die Here. Die baptism taal is net vir julle gebruik. Almal van julle is al klaar gedoop, né? Okay. Wat ek wil sê die volgende is, ons gaan nou opbou hierso lewe, né? Ons moet verstaan, jy verstaan nie wat die bloed van Jesus vir jou kom doen nie. Ons gaan nie meer in Egipte mindset hê. Dit is 'n mindset. Jy hoor ek vir sê dit is 'n mindset. Jy is vrygekoop met die bloed van Jesus begin hier te lewe. Die Here het 'n plan vir jou lewe, maar hy plan te loop. Ekskuus, 8 ure lank in die son wat staan. Okay, maar ek het my What I want to say is this to you. I'm going to say it now because I'm going to forget. Die Here het elkeen van julle, is daar 'n woord oor gespreek oor julle lewens. Weet julle dit? Weet julle dit? Wie jy gebore was, of voordat jy gebore was, die paai maak dit en jy's 'n goeie plan. En hy 'n woord oor jou gespreek. En dit is jou doel en dit is jou roeping. Wie weet wat dit is? Niemand. Nobody. Prys die Here. Hy lewe dit. Dis wat hy bring hierso. He's living his rema. He's living it. Dit gaan jou gedagtes bepaal. Jy gaan begin die dag elke dag as wat jy begin tyd spandeer. En sê Here, wat is die plan in my lewe? Dit begin eers met 'n verhouding met die Here. Jy kan nie 'n verhouding met die Here kry as jy dinge tussen jy en God nie reg is nie. Jy weet my. Maar die Here se stem raak sagties. Hy skop nie uit weg nie. Hy kom nie uit en sy stem raak sagter. Sagter en sagter aan verdwyn. Jy hoor nie meer God se stem nie. Dis reg. And today the Lord wants to speak to you again. And that's why we cannot live like slaves. We need julle, excuse. Ek probeer nie, ek gaan nie kry. Ek leef ook baie keer so hoor. Dis baie maak, dis baie maak my uit te kom. Ek het hierdie week op ministerie gekwit het, sê ek staan met hierdie geword. Dan kry my werk baie makliker. Kry maklik $70,000 'n maand, there we go. Ja, maar hierdie kapteinskap spring van die skip af. Red julle self. Ek gaan nie red nie. Ek slaap. But every day, I say, Lord, my debit order het gebeld. Die Here sê vir my, you provider. Here, ek weet vandag nie my geld gee. My debit order bonds. Ek begin te bel. Wanneer betaal jy die geld, Pieter? Here, wat nou? Ek begin te lewe. Wat geloof. Dit is nie al die wat daar is nie, ek is ook daar. Waaragtig. Kom maar deur. Maar die mense verwag. Kom maar deur. Lei jou bank, jou rekening sê, jy gaan op die knie sê, jy is so gedaan. You are so faithful. Dis om in jou hier te lewe. Die Here het vir jou 'n promised land. Hoe moet hy uit Egipte uitgegaan vir wat? Om in die woestyn rond te loop? Nee. Hy het vir hulle gesê ek het 'n beloofde land vir julle daarin gaan. Dit is jou rema, jou roeping wat die Here vir jou het. Dit is nie die hemel nie. Dit is jou roeping. Daar is giants wat jy face. Giants van finansies. Giants van mense wat praat in die kamp. Giants van dit. Giants van dat. Giants van die. We are there to take Jericho's. We are there to take Jericho's. Om Jericho's te vat en dit te laat val. En dit is jou beloftes wat die Here vir jou het. Wat is dit? Weet jy wat dit is? Daar was een van 'n kamp van 70 mense, 2 mense wat weet wat dit is. En dit is hoekom ons hier so is. Ons weet nie wat die plan van die Here in ons lewens nie. Ons val weer terug. Wat met Petrus gebeur? Jesus het gesê, Simon, jy gaan vissers van mense wees. Jy het droog gemaak, wat wil jy gaan doen? Hy gaan ander visse vang. Die mense. Jonah, jy sien Jonah is hierso, wat heeltyd weghardloop. Ons kan nie meer weghardloop nie. We need to face it. En deur die krag en bloed van Jesus Christus ons oorwin. Want dis wat Jesus vir jou kom gee. Jy kan nie meer die slaaf. Ja, wat in die begin so moeilik was, maar ek het julle gesê, om te verstaan, the wages of sin is death. Ek is nou klaar, julle kinders warm.
Kan jy my op belin skryf, jy okay? Jy alright? Ons kan nie. Ek is nou klaar, gaan nog so hier wees as ek klaar ben. So, wat ek wil sê is dit. Gaan lees die Bybel en hoor by die Here wat na eendag gaan 'n vers uitspring. En jy gaan begin sê, sorry Tannie, dat die pastorie nou so lang laat verstaan. Dit is die vers wat in my lewe so, dit is my roeping. En dan gaan lewe dit uit. My is Jesaja 61 vers 4. 2 Timoteus 4. Dit is my roeping. Dit is wat ek moet gaan doen. En ek doen dit. En al my besluite is rondom dit. Alles. Julle ook. Die Here sê vir ons, dat hy ons klaar die dae geskrywe in jou boeke, toe daar nog geen in was. Loop jy daarin? Loop jy daarin? Loop jy? Ja of nee? Doen jy? En dan weet jy wat jou rema. Wat sy vers wat by jou is, dan soek dit jy. Ek wil een dingetjie sê voor my julle uitkom. As 'n baie vinnig uit. Hierdie is 'n stuk grond. Okay? Die plaas, daai koolkoppe, wat is koolkoppe nou? Hoe het koolkoppe in die grond gekom? Jy het gesaai. Wat is die woord van God? Die seed. Saai die woord van God. Die woord van God is saai. Nou daai land, het julle ingegaan en saad gesaai, daar nog gras al goed was. Nee, wat het julle gedoen? Geskoffel, al die onkruid uitgetrek, is ek reg? Nou jou hart, jou lewe is presies dieselfde. Ons soek, as ons vir Jesus aanvaar as ons saligmaker, verlosser, wat het gebeur? Jy moet wat snaap? Jy dink al klaar, jy gaan 'n vrug kry. It doesn't work that way. You need to sow the word of God. Hoe saai ek die woord van God? Weet jy hoe? Ek sê vir my saai, maar hoe doen mens dit? Wat doen jy? Preparation. Excuse? Ja, preparation. Preparation. Preparation, yes. That's how you're going to see sign up. I'm going to teach you how to sign. Jy gaan die Bybel begin lees. En dan gaan verse begin uitkom uit jou lewe uit. Wat gaan uitbons. En kyk hierso, dat hy aan julle mag. Efesiërs 3 vers 16 tot nou saai ek in my lewe in. Vers 16. Dat hy aan Pieter mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om my krag versterk te word deur sy geestelike mens. Sodat Christus deur die geloof in Pieter se hart kan woon. Pieter wat in die liefde gewortel gegrond is. En Pieter in staat kan wees om saam met al die heiliges te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is. En die liefde van Christus te ken, wat die kennis betref, sodat Pieter vervul kan word met die volheid van God. Nou saai ek, en ek saai. Nou, wat gebeur nou? Jy spreek die woord van God. Jy bid die woord van God terug na die Here toe. Want dit is die wil van die Here. Is julle met my? Nou wat gebeur dan? Wat gebeur dan? Jy moet jou land regkry. Daar is saad wat val op die harde kool. En dis hoekom jy moet gaan kry, kyk in jou hart wat verkeerd is. Is daar hartseer? Is daar bitterheid? Is daar onreinheid in jou hart? Okay? En die tweede is wat? Wat is die tweede ene? Die geloof is nie diep genoeg nie. Jy aanvaar die woord, maar die son skyn en jy wat? Hy val weg. Naweer. Ek sien baie van dit hoor. Yes, Pieter, dis 'n wonderlike woord. Gaan uit en dan 'n week later net bietjie verdrukking met saad te gee val plat. You need to resist it. Wat is die derde woord? Wat is die derde grond? Weet julle? Is die Kafiebos wat saam uitkom. Dis die sorge van die lewe.
Jy kan nie die sorge van die lewe vandag jou weet hê. Dis jukke wat op jou vorm. Ons moet dit skoon wegkry. En dan is die vierde grond 30, 60, 100voudig dit sal. Wat vrug dra. En dan kom die Here se reën. Wat is die reën? Wat stel dit voor? Die Heilige Gees. En dit val, en dit kom op. En dit is 30, 60, 100voudig vrug. Julle moet die woord van God in julle lewens inbring. Julle gehoor. Jy moet vir Jesus binne jou hart inbring om te spreek die woord van God. Nie alle kerke sê hierdie goed vir mense. Min mense weet dit nie. Maar jy moet die woord van God in jou lewens begin spreek. Ek het 10, 20 vers wat elke keer vir myself sê, wat moeilik gaan. Hier bid ek Filippense 4 vers 19, my God sal elke behoefte voorsien. Elke behoefte. Dank jy Lord. Dan kom het. Dit het op sy tyd. Spreek die woord van God oor die lewe. Spreek die woord van God oor die plaas. Spreek die woord van God oor jou kinders. Kijk. En ek gaan soek daar weer van woord. Ek wil gee met die so kom staan by my. Nou gaan we hier uitkom, sorry ouwe. Dit is enig iemand. Ons kan die nagmaal gebruik, ek probeer die harte voor te bereid vir nagmaal. As enig iemand die so staan, wat sy broer moet vergewe, of sy suster moet vergewe, nie jou fisiese broer nie, maar julle allemaal die so sit, sê julle is heilig is. Een familie. Yes, julle is broers en susters, in Christus. As enig iemand moet vergewe, kom vorentoe. Kom vorentoe. Jy kan nie nagmaal gebruik, en dan gaan jy siek word, en jy gebrekkig word, dis wat die woord van God sê. Dit is by julle later uitkom. Dit is my net so lang daar. Dit lyk my als later, en julle allemaal hier voorstaan. Maak seker, jy kan hier so sit. Ek wil hê vandag, julle allemaal moet nagmaal gebruik. Maak seker dat jy hart skoon is, oor die Here. Kijk. Right. Julle wil vandag terugkom na Here toe, ne? Praise the Lord. Amen. Geef vir hom. Mooi is genewe. Ons gaan genewe. Allemaal van julle. Ons gaan genade lewe. Dit moet ons mindset wees. Kijk. Alright. Ek gaan hier saam met my bid. Maar as jy doen in English of Afrikaans? English fine. English is fine? Majority rule. Ek sê Afrikaans gebruik vir die wat Afrikaans gebruik. David, is jy okay? Ja. Okay. Die Bybel sê vir ons, as jy in jou hart glo, in jou mond bely, dat Jesus sal jy gered word. Vandag gaan ons weer terug gaan in die kruis, die Here, en wil hier volg. Klein gebed, okay? Zeker. Die Here sê vir jou vandag, jy hoef jezelf te bewys. You don't have to prove yourself anymore. What did you say? You don't have to prove yourself. Just be in Christ.
maak die oor toe. Julle steek dit julle hande uit. Mensies, julle broers en susters in Christus. Here Jesus, vandag kom ek na U toe. Here Jesus, hier is my hart. Vat hom in die naam van Jesus Christus. Ek erken Jesus Christus, die Seun van God is. En ek het geloof in my hart dat hy opgewek is. En Here Jesus, vandag kom ek. Ek gee vandag my lewe vir U. En ek neem U aan as my saligmaker en my verlosser. Here Jesus, kom vergewe al my sondes. En kom was my skoon met die bloed van Jesus Christus. Kom reinig en heilig my liggaam, my siel en my gees in Jesus se naam. Dankie dat ek vandag verklaar. Heilige Gees, kom woon binne my in die naam van Jesus. Ek wil die dinge van God leer ken in Jesus se naam. Ek eer U, Abba Vader. En ek vra vandag, Vader, dat U vandag vir my 'n Vader word in Jesus se naam. En wil nog mense, dit julle hande opsteek. Staat saam net so. As er mense nog is, jy verstaan nie Abba Vader. Jy verstaan nie vir Abba Vader nie. Steek op jou hand. Jy het 'n verhouding met Jesus, jy verhouding met die Heilige Gees, jy verstaan nie Abba Vader nie. Jy wil 'n diepe verhouding met hom hê. Steek op jou hand. Dis as sulke mense. Dis omdat jy miskien ook nie 'n vader gehad het nie. Dis as sulke mense. Jy er nie. As dit jy, staan jy op. Nee, ek staan. Dis daar nog mense. Kom mense, kom op hier na. Dan wil jy net met hierdie gebed bid saam met my. Here, ek kom na die naam van Jesus Christus. En ek vra, Here Jesus, niemand kan in die Vader toe kom, behalwe deur Jesus nie. En ek neem U aan, Jesus Christus, as my saligmaker en verlosser. Kom woon in my hart, in Jesus naam. Nou, jy hoef nie te bid. Ek kom in die naam van Jesus Christus, ek bid vir die Heilige Gees om getuig nou. Wat is jou naam? Roan, dat hy 'n kind van God is. En waar ek op Abba Vader. Abba Vader, yes. Abba Vader, yes. Hou aan. Elkeen van julle, Here, ek bid in die naam van Jesus. Jonathan, die Gees van dit sê met Jonas die Gees van getuig dat hy 'n kind van God is. In Jesus naam. Hy roep Abba Vader. Abba Vader. Dankie Jesus. Hy roep my Gees getuig met as jy op. JP, dat hy 'n kind van God is. In Jesus naam. Yes. Het gehad nie. Thank you, Lord. Dat hier Jesus dit met Roan. Zoan. Die Gees Heilige Gees kom getuig dat hy 'n kind van God is. In Jesus naam. Waar hy roep Abba Vader. Dankie Jesus die met Dawid se Gees kom getuig dat hy 'n kind van God is. Maar hy uitroep Abba Vader.
Daar se verlore seun, Dawid is vir jou. Ag, hy skryf vir Christus vir jou. Dis lief God jy het. En vandag kom sit 'n ring aan jou vinger. Man, kleed om jou. Dit is myne. Reg hartig. Pa, die hemelse Pa. Maak nie saak wat jy gedoen het. Bid in die naam van Jesus dat die Gees hom getuig. Met uit in sy gees dat hy 'n kind van God is. Maar hy uitroep Abba Vader. Sê Abba Vader, 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 Abba Vader. Dat die naam van Jesus die getuig. Getuig met die Gees. Bid dat u so naby hulle elkeen sal kom, as 'n Vader vergeer in Jesus naam. Here sê vandag, julle is gered, en julle kan na die Vader toe kom deur Jesus Christus. Gee self hande vat. Ek leef. Hier nie, ek leef daar. Hy het jou verlos met sy bloed. Hy het jou losgekoop met sy bloed. Amen. Amen. Okay. Ons gaan nagmaal gebruik. Die manne wat wil moet vergewe, kom hierso. Ook hier is omdraai. Almal van julle. Okay. Okay. Jy moet vir die persoon sê ek vergeef hom. Okay. Vergifnis is 'n keuse. Dit is nie emosie. Jy is wel kwaad. Hartseer. Ons manne raak kwaad, né? Vrouens raak hartseer. Maar ons wys op 'n ander manier. Ons wil goed stikkend slaan. Ons wil rebelleer. Wat ek vir julle wil sê is die volgende. Staan gou hierso by my. Dit is net 'n vergifnis, okay? Net nie by my te staan nie daar, so sorry. Ek wil net gou vir julle elkeen sê dat julle vandag sal kom en sê, Here, ek vergewe hierdie persoon of persone. Reg. Agterman sê, Here Jesus, vandag kies ek om die persone te vergewe. Saggies. Mama saggies. Here Jesus, dankie dat U my vergewe ook nou. Sê dankie Jesus, U my vergewe ook. Was my skoon met die bloed van Jesus. Here, die emoties dit voel in my hart. Wat die emoties voel jy? Pain, anger, loss. Jesus. Say, Lord, take it. Take it. Take it all. For Jesus. Take it, Jesus. Take it, my Lord. En ek vra Heilige Gees. Bid saam met my. Ek vra Heilige Gees. Gee my pyn vir Here. Kom gee dit vir ons. Gee dit vir hom. Gee dit vir ons, Here Jesus, vat dit. En ek vra in die naam van Jesus Christus dat die Gees my se kom vul. En ek bid, Here Jesus, dat die vrede van Jesus Christus na my hart toe terugkeer. In Jesus naam. As jy weet wie die pyn het, gee dit weer vir Jesus.
Raak vol van die Heilige Gees en vra die vrede van God weer terugkeer in jou hart. Jy hoef nie weer te vergewe nie, jy klaar vergewe. Dis 'n ei, een laagie weg. Wil jy daai persoon gaan sien? Bless them. Bless those if you have a quarrel with someone or if you're angry with someone, don't wish hate upon them. Bless them. Yes. Give them blessings because that's what they need. They don't get angry, they need blessings. Is daar nog iemand wat wil vergewe? Daar's mense wat self moet vergewe. There's some people that needs to forgive themselves. Dan op. Is dit? Ek het jou naam gesê. Prys die Here, hy het sy naam gesê. Is daar nog iemand jouself moet vergewe? En ek moet ons saam moet vergewe. Hoe voel julle nou? Dag. Dit is wat die kruis van Jesus kom doen. Hoekom weghartig van die Here? Prys die Here, gee vir hulle klap. Ons gaan 'n nagmaal gebruik. Ek wil hê die bedieningsspan almal van julle kom staan hier agter my. Die tyd nou gesit is verby. Julle gaan bedien. Kry vir elke net een ding, nou nie twee kies nie. Sien my gou op aan. Ek wil hê julle moet na vore toe kom, wat ons nagmaal gebruik. Kom voor dit bestaan nie by ons. Ons gaan nagmaal gebruik. Ons gaan bid dat die bloed en Jesus Christus in jou geactiveer word, dat jy kan begin verstaan wat jy gedoen het, wat ons genoem het vandag. Ek wil ook hê, as jy vandag iets sê, voordat jy die boodskap as enige wat jy wanneer jy moet vergewe, daai stukkie klippie wat jy het, luister vir my almal gou. Daai stukkie klippie wat jy het, ons sit by die kruis, dit is hy sonde. Ons sit om neer vandag, sê Here Jesus, ek wil klaarmaak daarmee. Ons sit daai klippie hierso, kom julle, ons sit dit hierso. As iets in jou hart is, jy sê Here, ek is klaar, daai klip het 'n naam, dis miskien nog drank, dis dalk sigarette, dis miskien nog, ek weet wat dit is nie. Ek kom in vat. Maak jy skoon, ek vra vir Here vergifnis vir die opkom. Oh yes, you can do it. Die eerste. Maar dan kan sy Julle? Julle? Bedieningsman. Julle bietjie nader kom. Enige kind kan nader kom. gaan na die oom toe. Want hulle mense gaan bedien so. Staan die swart wat 'n woord het asseblief. That is the flesh. Nou kom ons gaan vra net die oom. Dis so vra die oom. Dis so by die oom. Julle? 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 Dan kom jy raai sien. Pieter, sorg net die ding met die kinders uit, want baie van die kinders dink hulle mag nie. Hulle mag. Dieselfde Heilige Gees in hom is in my en jou. Kindertjies, julle kan kom. Kry vir julle. Kry vir julle. Daar is nie 'n klein Heilige Gees en 'n groot Heilige Gees nie. Almal is kinders van die Here. Wat sy gaan die voorbeeld wees, né? Al die ander mense, dan sit asseblief, want jou gedeelte is om dan voor right. Ons nou tyd om te gesels nie, is die tyd om te warsnaam nie. Kom ons wees rustig voor die Here. Right. Yes.
Almal gekry. Almal gekry. Yes. Dit is 'n ander manier om nagmaal te hou. Dit het nog nooit so gedoen nie, né? OK. Broodjie, dink wat die bo is, dis die broodjie, OK? Dis Jesus se bloed, ag Jesus se liggaam wat vir jou gebreek is. Dan is die bloed, is sy bloed vir vergifnis van sondes. OK? Nou wil julle almal moet gou saam met bid. Ek het gou enetjie gou hê. Kyk gou almal bly net gou stil. Ek gaan julle ding maar gebruik. Dis OK. Geen volgende dan enetjie gou.